hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die wind om van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer. In gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bovenal. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer. Heilig, heilig is die Heer, die aarde is vol van die heerlikheid. Laat die nasies voor U buig, U lof het sing, U vereer. Laat U aangezicht oor ons skyn, laat die wêreld weet U lief. Die hemel roep dit uit, wonderbaar is ons God, die heelal sal verklaar, halleluja, U is die Heer. Is U, die aarde is vol van die heerlikheid. Laat die nasies voor U buig, U lof het sing, U vereer. Laat die aangezicht voor ons skyn,
die wêreld weer U lief. Die hemel roep dit uit, wonderbaar is ons woord, die heelal sal verklaar, halleluja, U is die Heer. Die hemel roep dit uit, wonderbaar is ons woord, die heelal sal verklaar, halleluja, U is die Heer. Halleluja, U is die Heer. Halleluja, U is die Heer. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Aan die Koning van die eeuwe, amen. Aan die Koning van die eeuwe, amen. Halleluja. Here, ons loof U as die Koning van die eeuwe. Ons eer U, ons aanbid U. U is ons skepper, U is ons Here. En ons is so dankbaar dat ons vanmôre so saam is om U naam groot te maak. Here, ons is hier by mekaar, ons is aanlyn by mekaar, Here, op 'n platform daar buite, en ons eer U vanmôre as ons koning, die koning van die eeue. Halleluja. Here, ons wil U
seën oor hierdie diens en hierdie woord en alles wat ons gaan doen vanmôre afbid en mag u Gees elke een se harte aanraak, hier teenwoordig as ook by hulle huise vanmôre, Here. En mag ons net besef dat u is koning, u is Here van ons lewe en ons, Here, het u so nodig in hierdie tyd. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat u ons deurdra. Here, ons wil vir u dankie sê dat u guns en die genade het nog nooit van ons af onttrek nie. Ons is bewus daarvan elke dag van ons lewe. Here, u hou ons veilig, Here. En dit is my gebed dat u elke ene vanmôre in hulle harte sal kom aanraak in hierdie oggend, Here. Elke een wat op hierdie platform kyk vanmôre en dalk later gaan kyk, dat u hulle elke hart sal aanraak deur die krag en die inspirering van u Gees en dat die woord, Here, wat gebring word in harte ingesink sal word en sal wortel skiet en tot vele vrug. Dit waarmee ons besig is, die vrug van die Gees, tot vele vrug, tot die volheid van die vrug sal groei, sal ontwikkel. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle mag maar onder te beweeg. Ek wil u groet vanmôre in die mooi naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker. Ek groet elke ene wat ingeskakel is en nog gaan inskakel. Mag u hierdie oomblikke saam met ons geniet. En ek is opgewonde want vanoggend het ek 'n paar mensies wat vir my kom kuier het hier by die kerk. Na aanleiding van die survey wat ons uitgestuur het ons gevra wie sal graag belangstel om die dienste nog buite wil woon onder die spesifieke reëlings wat deurgegee is deur die regering. En die wat op die survey gereageer het, was nie baie nie, die ander. Ons waardeer dat julle nog inskakel by die huis en ons waardeer julle moet veilig bly, maar daar was 'n klein hoeveelheid wat gesê het hulle wil graag vanmôre hier wees en ons het hulle op uitnodiging gebring. Ons het al die protokols gevolg. So vanmôre moet ek ook oefen om my oogkontak te hou. Dis baie vreemd want ek kyk net 'n maskers vas. Ek kan nou nie 'n glimlag sien nie, maar ek weet julle gaan hierdie oggend ook saam met ons geniet. En vir u wat by die huis ingeskakel is, geniet ook hierdie oggend saam met ons. Ons kan ervaar en ons weet jy is met ons. Ons het iemand wat ook die lewendige stroom, as ek die Afrikaans kan gebruik, reg in konteks aan gebruik, hanteer daar van agteraf. So as daar enige behoefte is, terwyl jy ingeskakel is, los vir ons 'n kort boodskap. Laat ons weet jy is daar. Laat ons weet jy kuier saam en doen ook die regte ding. Druk op share of hou 'n kykpartytjie en moet nou nie alleen by die huis kyk nie, maar laat ander wat op jou profiel op Facebook is ook saam met ons kyk. Die Here seën jou. Nou geliefdes, ons is nou by die 7de deel van ons tema reeks, die vrug van die Gees. En vanmôre gaan ons kyk na 'n baie kosbare woordjie en dit is getrouheid. En ek is so dankbaar dat u nog steeds ten spyte van hierdie hele epidemie getrou op hierdie platform ook inskakel en getrou ondersteun en getrou bywoon. En u wat vanmôre hier is, jy wat hier is vanmôre, wat getrou opgekom het na die kosbare aanbiddingsplek van Jesus. Nou ons kyk na getrouheid. Nou ek wil jy moet saam met my blaai na Matteus hoofstuk 25. En ek wil lees vanaf vers 14 tot 21. Matteus 25 en ek lees vanaf vers 14 tot en met vers 21. Dit gaan oor die gelykenis van die talente. En nou, ek doen dit eintlik baie min, maar terwyl ons praat oor die gelykenis van die talente, baie dankie vir u wat nog finansiëel bydra tot ons bediening en u wat aanlyn kyk. As u wil graag u offergawe gee, u wat vanmôre hier is, wanneer ons uitbeweeg, kan u daar by die deur u offergawe net in die houer los, maar u wat by die huis nog kyk, u is nog welkom om deur die Zapper applikasie vir ons te betaal. U kan die applikasie net op die Play Store of die iStore gaan aflaai en die barcode wat op ons Facebook bladsy is, dan skandeer en dan so betaal, of die bankbesonderhede is ook daar beskikbaar. U kan dan dit ook gebruik. Maar baie dankie vir u wat nog so getrou gee. Ons waardeer, u maak dit vir ons moontlik om die bediening na die wêreld te vat, want op hierdie stadium met die stroom bereik ons heelwat mense daar buite ook en ons is dankbaar daarvoor. Maar jy lees saam met my Matteus 25 vers 14 wat sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en die ander een 2 en aan die ander een 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan.
En die een wat die 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Heer. Ek wil dit weer vir jou lees. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ons kyk na die vrug getrouheid vanmôre. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jy aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. En ek wil net tot so ver lees, geliefdes. Ons kyk na die eerste 2 gevalle, getroue diensknegte. Ons is besig met die vrug van die Gees, net so 'n bietjie hersiening. Galasiërs 5:22 is ons hoofopskrif waarby ons elke Sondag stil staan. Nou om net so 'n bietjie hersiening te doen, as u die vorige dienste gemis het, u is welkom om terug te gaan op die Facebookblad, hulle is daar beskikbaar. Maar net so 'n bietjie hersiening oor die vrug van die Gees. As weergebore kind van God, as jy weergebore is, dan praat ons van 'n nuwe geboorte wat in jou plaasgevind het. 'n Nuwe geboorte wat jy ontvang het, en met hierdie nuwe geboorte ontvang jy die Heilige Gees, die Gees van God, wat in jou kom woon. Goed, en ons het gesê dat die Heilige Gees gee hierdie vrug aan jou. Hy vorm hierdie vrug met sy karaktereienskappe binne in jou, want dit is die vrug van die Gees. Hy word ook genoem die vrug van die Gees, want hy word deur die Gees aan jou gegee. Met ander woorde, die Heilige Gees, terwyl hy vrug in jou bewerkstellig, sy hoofdoel is om in jou 'n karakter te werk. Ons het verlede week gesê, na dieselfde beeld as Jesus Christus. Ons jaartema van ons gemeente is vergestalting in Christus. So die Heilige Gees se doel is om hierdie beeld, hierdie gestalte van Christus in jou te kweek, en Christus se gestalte is een van volle Gees en volle vrug, wat volle vrug uitleef. Met ander woorde, die hoofdoel van die Heilige Gees is om hierdie vrug wat in Christus geopenbaar word, in jou en my ook te openbaar, sodat jy deur hierdie nuwe getransformeer kan word wat jy ontvang het met wedergeboorte. Ons het gekyk na liefde, net so kort oorsig. Liefde, ons gesê dis die agape liefde, die Heilige Gees het liefde in jou en my hart kom uitstort. Dis nie die vleeslike liefde wat ek en jy ken nie, dis die agape liefde, en hierdie liefde groei sodat ek en jy hierdie volle vrug kan dra. Dis een vrug. Volheid van hierdie vrug bestaan uit liefde, en al die ander eienskappe wat saam met hierdie vrug gaan, word deur liefde in jou gekweek en gevorm. Nou as jy liefde verstaan, as jy die liefde begrip, konsep verstaan, gaan jy die volheid van hierdie vrug ook verstaan, en toelaat dat dit in jou groei, en jy sal dit dra. Een vrug, 9 eienskappe. Ek het ook vir julle al gesê, elke Sondag, jy moet volle vrug dra, jy kan nie net kies wat jy wil dra nie. Ek kies vandag, ek wil liefde uit openbaar aan almal, maar ek is nie getrou aan my medemens of aan my Here, of hoe dit ook al sê nie. Ons gaan nou by die woord kom. Is of alles of geen vrug nie. Dat het ons gepraat oor vreugde, hy gee vir jou vreugde, Christus selfs die vreugdegewer, en die vreugde van Jesus leef in jou hart voor.
En dan het ons ook gepraat oor vrede. Vrede is Christus. Weereens het die vrede kom gee, om vrede te bring tussen God en die mens. Ek en jy wat eens in vyandskap met God gestaan het, ons staan nou in vrede. Soos hy na ons kyk, dan kyk hy na 'n goeie produk wat gevorm is in Christus, as jou hart vir die Here gegee het met wedergeboorte. En met ander woorde, hierdie vrede bring jou en my in die regte verhouding met God. Maar nie net met die regte verhouding met God, maar ook in die regte verhouding met my medemens, my naaste. En ons gaan herhaaldelik hierdie woordjie almal hoor, wat uit Galasiërs 5, uit hierdie eienskappe van die vrug kom, want dit gaan, jou vrede moet met almal wees. Selfs teenoor jou vyande moet daar vrede gegee word, al verdien hulle dit nie, volgens jou en my nie. Jy moet vrede uitleef. Toe ons kyk na lankmoedigheid, lankmoedigheid is geduld. Die Here vorm hierdie geduld in jou, sodat jy eerste met jouself, dan met mekaar, as ook dan ander wat weer eens almal insluit, om die weg kan kom. Kan ons net vir 'n oomblik dink hoe groot geduld God gehad het toe hy sy seun gestuur het na die wêreld. En vir hierdie 30 jaar plus wat Christus bedien het, in sy opgroei tot sy bedieningstog tot by die kruis, waar die ultimate plan vervolmaak gekom het, deur geduld. God het gewag totdat sy seun sy asem in die kruis uitblaas, sodat daar oorwinning oor die duisternis kon kom. Groot geduld. En ek en jy moet geduld, lankmoedigheid beoefen met almal rondom ons. Geliefdes, en ons het gepraat oor vriendelikheid. Vriendelikheid en liefde loop saam. Weereens alles vloei uit liefde uit. Soos God sy seun uit die wêreld gestuur het, die daad aan die kruis, kan ons sien as 'n vriendskapsdaad. Uit vriendelikheid het God sy seun gestuur, sodat hy kon afreken met die sonde, sodat ek en jy dan in vrede kan wees. En so moet ek en jy dan vriendelikheid aan almal uitleef, sodat elke een, almal weer eens, wat jou optrede beleef, wat met jou in kontak kom, 'n geleentheid het om tot Christus te kom in sy of haar lewe. Sien hoe skakel die vrug in mekaar. Ons het verlede week gekyk na goedheid. Goedheid, weer eens geliefdes, hy bring goedheid in jou na vore, sodat ek en jy kan goed doen aan ander daar buite, aan almal. Ek en jy is 'n ligbaken vir Jesus. En as God na jou en my kyk, dan kyk hy na 'n produk wat goed is. En ek en net die beste kan uitleef vir hulle daar buite. En vandag kyk ons na hierdie eienskap, getrouheid. Nou geliefdes, as ek na die vrug getrouheid kyk, of die eienskap getrouheid, en ek kyk na wat God deur sy gees in jou en my lewe wil kom openbaar, dan ervaar ek dat die Here verlang van sy koninkrykskinders om eerbare, eerlike en betroue mense te wees. Ek en jy moet eerbaar, eerlik en betroubaar wees in ons lewenswyse. Nou getrouheid is 'n karaktereienskap wat ons eerste weer eens by God die Almagtige, jou Skepper, raak sien. Eienskap wat by hom aanwesig is, as ook 'n eienskap wat in Christus aanwesig of sigbaar is. En daarom wil die Gees hierdie vrug in jou en my hart ook kom kweek. Nou goed, kom ons kyk eers na God. God is 'n getroue God. Stem mee saam. God is 'n getroue God. Jy wat op die platform by die huis kyk, as jy ervaar God is 'n getroue God, tik dit vir ons in die kommentaarblokkie daarso en sê, ek glo God is 'n getroue God. Kyk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 9. En ek dink 1 Korintiërs 1 vers 9 behoort nou op die bord te verskyn. Die woord sê God is getrou, deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. Hy begin, hy sê God is getrou. Dis wie hy is. God kan nie anderste wees as om getrou te wees nie. En hy sê hy is getrou en julle is geroep tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus. En nou kom Moses en hy bevestig hierdie getrouheid van God in ons in Deuteronomium 7 vers 9. En jy kan hierdie skrifte ook neerskryf vir as jy wil later wil teruggaan daarna toe, geliefdes. Jy kan julle wat nou vanmôre hier is, julle sal onthou ek het altyd vir julle gesê bring julle notaboekies by derhand as jy vir die huis kyk. Julle wat by die huis kyk, skryf neer, gaan doen weer huiswerk na die tyd. Moses bevestig aan ons hierdie getrouheid van God. Deuteronomium 7 vers 9, hy sê: jy moet dan weet dat die Here jou God is, die
getroue God. Dis wie God is. Wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Nou as jy vrug dra, wys jy jou liefde. En jy wys jou liefde teenoor God ook, as wedergebore kind van God. As jy vrug dra, onderhou jy sy gebooie mos natuurlik. Jy kan nie anderste nie. So as jy vrug dra, dan val jy onder hierdie 1000 geslagte wat sy getrouheid sal ervaar. Ervaar jy God se getrouheid in jou lewe? Ek dink nie ons kan sê God was nog nooit getrou teenoor ons gewees. Ek meen ons is nou al 'n klompie maande, ek het al opgehou tel, in 'n staat van afsondering. Maar God het nog steeds getrou gebly oor sy kinders. Ek kan getuig in ons gemeente, nog niemand is swaar getref in hierdie tyd nie. Nog niemand is deur 'n swaar siekte getref deur hierdie tyd nie. Nog niemand is deur armoede getref nie, want God bly getrou en jy kan vashou in God se getrouheid. Jy wat daar op die platform kyk, as jy dalk nie in hierdie gemeente is nie en jy ingeskakel, hou vas en klou vas in God se getrouheid. Hy sal vir jou ondersteun. Hy sal vir jou onderskraag in sy liefde en sy getrouheid. Die profeet Jeremia skryf vir ons in Klaagliedere in 3 vers 21 tot 23 die volgende. Hy sê, dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Dis die getrouheid van God. Kan ons dit vandag verklaar? Hy is 'n Vader wat hom ontferm oor sy kinders en hy bly getrou oor jou en my, wat sy beloftes onderhou en wat in sy woord vas staan en wat in geloof na hom toe kom. Nou geliefdes, dis God. God is getrou. Nou kyk ons na die rolmodel Jesus Christus. Hy's 'n rolmodel in jou en my lewe. Jesus wie se lewe ek en jy moet reflekteer. Ons praat oor die vergestalting van Christus. Dieselfde beeld wat in Christus is, kom vorm hy in jou en my. Die woord leer vir ons, hy was en hy is en hy sal nog altyd getrou bly. Johannes skryf aan die 7 gemeentes. Ek dink nie ek het hierdie skrif hier op nie, ons kan net kyk. Maar jy kan dit neerskryf in Openbaring 1 vers 5. Johannes skryf aan die 7 gemeentes in Asië en hy sê, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus. Dan sê die 5de vers, die getroue getuie, eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Wow. Christus word gesien, hy wat is, of wat was, wat is en nog steeds sal kom, as die getroue getuie, wat kom getuig het oor God se getrouheid, oor God se goedheid, en hy daai getuie kom uitleef tot in die kruisdood, aan die kruishout vir jou en vir my. Hy het getrou getuie kom lewer oor die waarheid van God, hy het die waarheid van God aan ons kom openbaar, die verborgenhede het hy aan ons kom openbaar, hy het aan ons kom openbaar oor die lewe en die ewigheid wat vir ons voorlê. So getrou was hy gewees, hy was getrou in sy missie, wat hy kom afhandel het op die aarde, al het hy geweet dat hierdie missie van hom sou bring tot by die kruisdood, wat sy lewe sou kos, wat hom sou gelei het tot 'n koue graf. Sy getrouheid het hom geneem tot die dood, waar hy verhoog is deur die dood, in die opstanding, tot by 'n getroue God, 'n getroue Vader, waar hy vandag aan die regterhand van God die Vader sit, en nog steeds getrou vir jou en vir my intree by God die Vader. Hebreërs 2 vers 17 noem hom jou hoëpriester, die getroue hoëpriester. Geliefdes, hy is die getroue hoëpriester, en vandag, by God die Vader, is hy besig om die dinge wat in betrekking tot God staan, in jou en my lewe te kom kweek, sodat ek en jy dit ook in getrouheid, as ligbakens, as kinders van God, kan uitleef in hierdie wêreld, wat 'n God nodig het, 'n ingryping van God nodig het. Geliefdes, sien Christus as die getroue lam
wat vir jou en vir my geslag is, om die sonde, nie net van jou en my weg te neem nie, maar van die wêreld. Die sonde van die wêreld. Hy het gekom nie vir gereddes nie, hy het gekom vir hulle wat verlore is, sodat hulle ook wedergebore kan word. Hy het gekom as 'n hoëpriester wat homself oorgegee het as 'n offer vir sonde. Hy is getrou, daarom kan ek en jy ook op hom staat maak vandag. Hy het self, Hebreërs 9:24, as hierdie getroue hoëpriester in die heiligdom van God ingegaan en met sy eie bloed, sy bloed op die versoen, nie die heiligdom wat met hande gemaak is soos ons in die tabernakeltyd in die Ou Testament lees nie. Die ware egte heiligdom ingaan en sy bloed op die versoendeksel gaan neerstort vir jou en vir my. So getrou is hy, eenmalig. So as ek en jy werklik Jesus as die een ware getroue getuie wat hoëpriester is, navolg, geliefdes, dan wil ek vir jou sê, dan wil ek en jy toelaat dat die Gees die vrug van getrouheid in ons vorm, sodat ons dit kan uitdra en getrou kan wees ten opsigte van God se werke en God se koninkryk waarin ek en jy staan. En ek vra jou die vraag vanmôre, waaraan is jy getrou vandag? En baie sê om getrou te wees word gesien as 'n negatiewe aspek, want ten eerste, ek moet nederig wees. Humble yourself before the Lord. Jy moet nederig wees. Jy moet jou onderwerp. Onderwerping deur die wêreld word gesien as 'n swak eienskap, as 'n negatiewe eienskap. Nou dis 'n vleeslike wêreldsiening. Die wêreld van jou dryf, jy moet bo uitkom en kan ek die terme gebruik, basta met die res. Dis die wêreld se siening. En dan is ons in hierdie lewe, hierdie lewensjaagtog onsself bevind en ons wil alles bereik in die lewe, en dan vergeet ons soms om self getrou te wees in die klein dingetjies. En ons vergeet om getrouheid uit te leef. Dis 'n wêreld, dis 'n vleeslike siening. Die vrug van die Gees is getrouheid. Jy's 'n weergebore kind wat hierdie vrug in jou het. En hierdie vrug wil jou help om hierdie getrouheid uit te leef. Jy is 'n ligbaken en ek en jy moet die volheid van die vrug dra wat getrouheid insluit. Nou geliefdes, hoekom moet ons getrou wees? Of waaraan is jy getrou vandag? Dis my vraag wat ek vir jou vra. Ek en jy is die getroue kerk, die liggaam van Christus. Nie die kerkgebou nie. Die kerkgebou is dalk leeg vir sommige. Maar daar waar jy in jou eie lewe betrokke is, daar is jy kerk, en kerk wat moet getrou staan in die werke van Christus, in die volheid van die Gees, in die gawe, in alles wat in die Gees omsluitend is, moet ek en jy getrou uitleef. Ek kom terug na hierdie vraag. Waaraan is jy getrou vandag? Dit is nie, jy kan nie getrouheid sien as 'n negatiewe kwaliteit nie. Nou kom ons kyk gou na die hiërargie van getrouheid. Ten eerste, ons getrouheid moet eerste uitgeleef word aan God. God moet altyd eerste prioriteit in jou en my lewe kry. God eerste. En omdat ons in 'n wêreld situasie sit waar God vandag nie eerste is nie, val daar so baie van sisteme uitmekaar uit. God moet altyd eerste wees, en dan kom jou getrouheid, as jy jou getrouheid eers aan God toewy en aan God toedien, dan moet jy getrou wees aan jou gesin. In huwelike, man teenoor jou vrou, vrou teenoor jou man. En dan jou kinders. En vir kinders, God eerste in jou lewe en dan jou ouers. Jy moet jou ouers eer, jy moet hulle respekteer. Maar omdat ons nie die minste wil wees nie en ons wil alle ideale najag in die lewe, raak ons soms so besig met ons eie, ons vergeet vir God, ons wil dit najag in die lewe om sukses te bereik, dat ons nie eers soms aan ons gesinne getrou is nie. Daarom val baie keer huwelike uitmekaar uit. En kinders breek weg van hulle ouers af. Jou huweliksmaat is tweede, jou kinders moet derde wees. En kinders, God eerste, dan jou ouers.
Baie kinders plaas hulle vriende bo hulle ouers. Hulle getrouheid aan hulle vriende. Baie kinders leef op sosiale platforms en hulle sien hierdie rolmodelle wat hulle wil navolg en hulle sit hulle eerste en hulle vergeet van God. En as jy jou getrouheid aan jou gesin het, geliefdes, dan kom getrouheid aan jou kerk. En weer eens, as ek praat van kerk, praat ek nie van die kerkgebou nie. Ja, jy moet getrou wees in jou kerkgebou ook, maar jy is getrou aan die kerk, aan die liggaam van Christus, want jy is 'n nuwe skepping, jy is toegevoeg tot hierdie koninkryk, en jy moet getrou in hierdie koninkryk leef. Jy moet jouself getrou in hierdie koninkryk oorgee. Jy is in Christus en Christus is in jou. Jy het sy gees ontvang en ek en jy is 'n ligbaken wat moet skyn vir hierdie wêreld. En as ek nie getrou is in die liggaam nie, hoe sal die wêreld tot bekering kom vir God se koninkryk? Hy het jou en my nodig. Maar ons vergeet soms, Sondag is kerk, dan is ek getrou. Maar die res van die week, dan is ek getrou aan alles wat ek doen, behalwe die liggaam. Daarom sit ek die liggaam van Christus na jou familie, want almal moet daarin gesluit wees. Jou vriende, jou naaste, almal jou vyande. Jy moet getrou wees om hulle in die koninkryk van God te kry. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk van God en jy getrouheid wat ek en jy moet uitleef. En dan het jy 'n verantwoordelikheid en jy getrouheid aan jou vriende, want hulle is ook belangrik vir die koninkryk van God. Jou medemens, selfs jou vyand wat dit nie verdien nie, moet toegevoeg word tot die koninkryk van God. Geliefdes, en terwyl jy besig is met die koninkryk, die liggaam, dan is jy getrou aan God se woord. Dit gaan so hand in hand, want sonder die woord gaan jy nie weet of leer om getrou te wees nie. Jy moet in die woord getrou leef, jy moet tyd maak vir die woord, nie net op 'n Sondagmôre nader trek nie. Hy moet deel van jou lewe wees, jy moet woord leef, jy moet woord spreek. Dan kom jou pligte, sommer heel onder teenoor jou werkgewer of die werknemer. Maar ons wil eers sukses najaag voor ons God wil in ons lewe toelaat. Sien nie, die wêreld keer hierdie hele situasie om. En ons is nie getrou aan God nie. Pligte teenoor werknemer en werkgewer, 'n geliefdes, en dan heel laaste, jou getrouheid aan self. Die woord van die Here leer ons so mooi. God weet wat jy nodig het nog voor jy gevra het. Hy sal vir jou voorsien in jou lewe. Maar as jy self ideale najaag, beoefen jy nie getrouheid nie. Jy gaan sukkel om getrouheid aan God se koninkryk te leef of te beoefen. Waarom dan getrouheid as vrug te leef vanmôre? En ek wil met 'n paar skrifte vir jou sluit. Ek gaan dit op die bord vir jou gooi. Skryf neer hierdie skrifte wat ek vir jou gee en laat dit in jou hart spreek. Ek maak net verskoning, ek dink het nou fout gegaan met die beeld. Is ons reg? Goed, ons gaan aangaan met die klank. Die beeld gaan nou bykom, geliefde. Maar skryf neer, getrouheid is nodig om teenwoordig te wees in 'n vrugdraende kind van God. Ek quoteer vir jou 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. So moet ons het so kort onderbreking gehad, ons vra verskoning vir die onderbreking. Ons gaan net aangaan. Getrouheid is nodig om teenwoordig te wees in vrugdraende kinders van God se lewe. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus. So elke wedergebore kind van God is 'n dienaar van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. So jy's 'n bedienaar ook van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Dis 'n vereiste, dis 'n verwagting wat by jou en my teenwoordig moet wees. En dan, geliefdes, hoekom moet ons getrou wees? Want getrouheid bring groot loon vir die kinders van God. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Standvastig, wees getrou in jou standvastigheid, wees getrou in jou onbeweeglikheid en wees getrou in die oorvloedigheid in die werk van die Here, sodat julle weet julle arbeid is nie te vergeefs nie.
Jy is getrou en die Here sien jou getrouheid raak. Matteus 25 vers 21. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Dis uit ons geleesde gedeelte wat ons dit lees. Hy sê, oor weinig was jy getroud, en dis hoe die Here ook na jou en my kyk, as diensknegte, as ligbakens in sy koninkryk. Oor veel sal ek jou aanstel, jy was oor weinig getroud, oor veel sal ek jou aanstel, en hy self sal jou beloon. Openbaring 2 vers 10. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dus kom ons getrouheid moet uitleef, geliefdes. En kan ons vanmôre verheug in die getrouheid van die Here? Kan ons onsself verheug daarin en sê, ek het 'n verlange om getrou te wees in sy werke, en om sy werke uit te leef. God bly getrou in sy beloftes. God is getrou. En God is getrou oor jou ook vanmôre. Het jy verlange om getrou te wees vir hom in sy koninkryk? Bely dit vanmôre. Sê Here, ek was nog min getrou gewees. Ek is net getrou aan alles rondom my wat saak maak, maar ek kom bitter min by 'n punt waar ek getrou is ten opsigte van u werke. Dan kan jy vanmôre net jou hart op hom vestig en hom vertrou om jy in getrouheid te lei. God is so getrou vanmôre. Jy sit dalk hier en jy luister dalk aanlyn vanmôre en jy sukkel met hierdie eienskap om getrou te wees. Of jy sit dalk en jy luister vanmôre en jy sê, maar daar's nog sake in my lewe wat nie reg is ten opsigte van God se woord nie, en ek sukkel om vrug te identifiseer en ek sukkel om vrug te groei in my lewe. Dan wil ek vir jou sê, kom net weer by God uit. Hy is so getrou. Bely net dit wat tussen jou en God staan en hierdie skeidsmure veroorsaak. Die woord sê God is so getrou, as jy jou sonde bely, sal hy jou sonde vergewe en hy sal jou verlos van die bose. Hy is getrou deur sy gees wat hy vir jou stuur. Hy sal jou help. Hy is getrou in sy woord. Die woord sê, leer vir ons, dit is 'n betroubare woord in 1 Titus 1 vers 15. En is die moeite werd om ten volle aangeneem te word. Dat Christus in die wêreld gekom het om die sondaar te red. Dan sê die woord van wie ek en jy die vernaamste is. Hy bly getrou oor jou en my. En hy beloof vanmôre om met jou te wees. As ons kyk na Matteus 28 vers 20, hy sê, en kyk, dis God se getrouheid aan jou en my. Hy sê, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek is met julle. Daarom kan jy hom nou vertrou deur jou hart oop te stel, geliefde, sodat hy in jou lewe kan inkom. Ek wil vir jou Openbaring 3 vers 20 quoteer. Soek jy deurbraak vanmôre. Kyk hoe getrou is die Here. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy's reeds daar in sy getrouheid. Hy wag nie eers vir 'n uitnodiging nie. Hy's daar en hy klop. Dis sy getrouheid. Hy's getrou om uit te reik na jou toe. Hy's getrou om na jou toe te kom. En hy sê, as iemand my stem hoor en die deur vir my oopmaak, sal ek ingaan. Dis hoe getrou God is vanmôre. Wil jy hom toelaat om in te kom? Hy sê, dan sal ek met jou wees, ek sal maaltyd met jou en jy sal met my wees. En jy sal maaltyd met my hou. Vertrou God vandag, net daar waar jy is, daar waar jy aanlyn kyk vanmôre. Rig jou hart vanmôre op God. Laat toe dat sy gees in jou getrouheid kom kweek, sodat jy ook kan getrou opstaan en sê, ek staan vir God se werke. Ek staan vir God se saligheid. Ek is 'n ligbaken en ek sal getrou my lewe uitleef vir hom. Die woord van die Here leer vir ons, God is 'n jaloerse God. En hy wil nie jy moet iets anders of iemand anders te bo hom dien nie. Jy moet hom eerste stel en jy moet jou lewe getrou vir hom uitleef ten eerste. En ek wil vir elkeen 'n gebed doen daar buite en wat hier is vanmôre. As jy in hierdie gebed ingesluit wil wees, jy's welkom om saam met my op te staan.
of net die like knoppie te druk daar by die huis waar hy kyk. Jy wil toelaat dat die Gees van God getrouheid in jou kom kweek, om hom getrou te wees in alles. En jy wil in hierdie gebed ingesluit word, wil ek jou nooi om saam met my op te staan. Saam met my by die huis met jou oë te sluit. God is getrou, God bly getrou, maar hy verlang van jou en my om getrou te wees in hom, met ons alles. God eerste, dan volg die res. Vader, ons wil U dankie sê, vanmôre kan ervaar en weet dat U 'n getroue God. So vanmôre vir U sê, dankie Here, vir die guns, die genade, wat so in oorvloed getrou aan ons bewys word, elke dag van ons lewe. Vader, soms dan raak ons ontrou in U woord en in U werke. En ons leef nie getrou U Gees of die vrug wat U in ons kweek uit nie. Soms is die fokus op eie ek en die eie self. En ons jaag ons eie ideale na. Maar ons vergeet om getrou te wees ten volle aan U. Vergeet soms om U eerste te plaas. En daarom val so baie van ons strukture wat ons as mens wil bymekaar maak, uitmekaar. Daarom sukkel ons soms om voort te gaan in die lewe. Om doelwitte te behaal wat ons eerste wil stel. En ons draai so 'n bietjie fokus van U af weg. U wat God is, U wat getrou is. Volgens sê ons vir U dankie Here, U bly getrou. Soos Openbaring nou vir ons geleer het. U staan gereeld getrou by ons hartsteure en U klop. Al wat U van ons verlang is om oop te maak. Vanmôre wil ons oopmaak, Here. Ons wil voor U kom bely. Elke hart, U ken ons hart, Here. En my gebed is dat U Gees nou harte sal kom omkeer in hierdie oggend. Dat ons weer hierdie getrouheid, U Gees in ons wil kom vorm, teenoor U sal uitleef, Here. Die eerste. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U nou in harte werk. Dat lippe nou bely voor U, dit wat nie reg is. En dat U Gees nou kom reinig en heilig dit wat onrein is. Sê vir U dankie, Here. U faal ons nooit nie, U stel ons nooit teleur. Ons gee U die eer daarvoor. My gebed is, Here, mag hierdie boodskap in elke hart vandag een af wat ons hierdie vrug behandel het, tot wanneer ons nou oor 2 weke klaar maak, elke eienskap gevorm sal word en uitgeleef sal word, sodat ons die karakter van Christus sal ontwikkel binne in ons. Vergestalting van Jesus Christus. Here, kweek in ons Gods manne en Gods vroue wat opstaan vir U koninkryk. Bereid is om getrou bres te kap vir U. Kerk in aksie. Wat as ons kyk na die wêreld en die wêreld wat so uitmekaar uitval, Here, dan weet ons en ons besef U getroue beloftes vir die koms van Christus is naby. Is om die deur, is om die draai. Soos ek in die week by 'n begrafnis gesê het, profeet Amos quoteer, maak jou gereed om jou God te ontmoet. Elke dag getrou vir U sal leef, Here. Om elke dag 'n verwagting te hê om U te ontmoet. Want U kom terug. Dis 'n getroue belofte. Dankie daarvoor. Mag die Gees vir ons die naprediker wees van hierdie woord, Here. Mag ons in hierdie week net
meer en meer die getrouheid met 'n verwagting uitleef daar buite. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie geseëndes, die Here seën u. Volgende Sondag is Vadersdag. So, ons gaan nou nie, as jy hier is en jy's 'n vader, jou bederf nie, want ons kan nie almal op die platform bederf nie. Ons was so, dat ek sien, 14, ons is so 14, my ingesluit vanmôre hier. As jy sou belangstel om volgende Sondag diens toe te wil kom, dink dit het vanoggend baie goed afgeloop hier met almal saam, al die protokols gevorm, en jy voel jy wil graag saam met elkeen wat vanmôre hier is inskakel, is jy welkom om net in die week vir my jou bespreking te maak. So jy gaan nie net kan opdaag nie, jy gaan vir my 'n boodskap moet stuur en sê ek stel graag belang dat ons net vir jou bespreking maak. Ons is beperk tot getalle. Ons wil nie te vinnig die getalle inbring nie. Ons vat dit nou stelselmatig en ek dink ons gaan so stadig groei. So ons is 14, dis ons volgende Sondag 25 of 30 kan wees, sal ek bly wees. Ons gaan nog nie die volle 50 getal druk nie, maar ons gaan dit oopmaak vir 30. My ingesluit, so jy wil graag kom, stuur vir my 'n boodskap en ek sit vir jou op die bespreking. Baie dankie, die Here seën jou. Gaan in vrede. God is met jou. Amen.